Op die 5de dag van die lydingsweek het daar baie gebeur. Dit was die dag wat Judas Jesus verraai het, die laaste ete saam met die disippels, voete was gewas, die tuin van Getsemane en Petrus het 'n oor afgekap. Ons gedagte vandag gaan oor die nagmaal wees. Van kerk tot kerk verskil dit, maar oor die algemeen word daar nagmaal gehou elke eerste Sondag van die maand. Die laaste aand wat Jesus gelewe het, het hy en sy disippels saam geëet en hy het hulle geleer van die nagmaal. Hy begin deur hulle voete te was, om te wys hoe 'n mens ander dien. Met die maaltyd leer hy hulle van die nagmaal, hoe om die brood te breek en dit te eet asof jy sy liggaam eet, om die beker te neem met rooiwyn of druiwesap en dit te drink asof dit sy bloed is wat die verbond met God verseël. Ons leer later deur Paulus dat hierdie kan jy enige tyd doen om aan Jesus te dink en terug te dink aan wat hy vir ons elkeen gedoen het. Ons doen dit om nader aan Jesus te wees en om onsself te herinner van die prys wat hy betaal het vir ons elkeen. Jesus nooi elkeen van ons uit om aan sy tafel te sit, maar ons hou terug omdat ons onwaardig voel. Jesus het die grootste prys betaal om jou vry te koop. Hy het met sy bloed en lewe betaal. Die kosbare bloed wat vir jou gevloei het, maak jou vry. Sy bloed maak jou waardig. Moenie vir Jesus deur die gesig klap en beledig deur te sê daar is nie krag in sy bloed nie. Die bloed dek alles, dit genees alles en dit bring lewe. Jy is waardig, want hy het gekies om die lam te wees wat geoffer moet word om jou vry te koop. As ons werklik verstaan wat die prys was, wat hy daai dag betaal het, sou ons elkeen net met 'n dankbare hart gesit het. Hy het jou gekies. Hy kies jou nog steeds elke dag. Nou is die vraag, gaan jy die keuse maak om hom ook te volg? Ek kies Jesus, deur storms, deur seer, maak nie saak wat op my pad kom nie. Ek kies Jesus, want hy het my eerste gekies. Hy was liewer vir my, as wat hy vir sy eie lewe was. En so ook is hy lief vir jou. Matteus 26, vers 26 tot 28. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: Neem en eet dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde: Drink almal daaruit, want dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word. As jy vandag se boodskap geniet het, seën iemand anders en deel dit met hulle ook. Ek hoor graag van jou, so deel asseblief in die kommentaar as dit vir jou iets beteken het. En onthou om Smag soos 'n Wildsbok te volg op YouTube en TikTok vir meer.